evalueer en vereer haar vir die mylpaal wat sy bereik het. Maar laat my ook toe vanaand ook vanaand met die kinders te kan praat. Wat weet jy, sy is vanaand alleen. Hulle pa is nie meer daar nie. En in die lewe het ek gesien en gehoor dat 2 ouers maak 10 kinders of selfs 12 kinders groot. Maar as die kinders groot is, dan kan die 12 kinders nie eers 2 ouers onderhou nie. So ek wil vanaand vir hulle sê, kyk na julle se ma. En ek glo vanaand hierdie saal is netjies opgemaak. En verdra my maar as ek vanaand so 'n bietjie praat. Want ek weet, prys die Here, ek het my ma verloor. En weet jy, net so kort gedagte, ek kom op 'n dag van die werk af. En die kinders kom roep my. En ek gaan na my ma se huis toe, my suster het in my ma se huis gebly. En toe sy haar huis kry, toe vat sy skaamteloos alles wat sy gehelp het in die huis te bring. Daar sien sy Betty, sy vat haar stoof, sy vat haar kombuiskaste, sy vat haar tafel, daar's basies niks. En omdat ek so laat by die huis kom, kon ek daai aand net, want my suster, my een suster se seun het by my ma gebly, kon ek net 2 enkel bedjies uit my huis uit omvat. Maar ek het vir myself gesê, as môre aanbreek, dan sal ek sorg dat ek die nodige gaan doen. Die volgende dag, toe ek by die huis kom, en ek roem vanaand hier op, ek wil vanaand net laat let, moenie dat jylle ma zwaar trek. Toe ek die volgende dag by die huis kom, toe gaan ek na die meubelwinkel toe, en ek vat vir die 3 stel kombuiskas. Ek vat vir stoof, ek vat van 'n TV om, ja, ek het nog 'n TV by Pastor gekry. Ek koop vir 'n tafel, en ek koop vir 'n yskas. Net om te sorg, want ek weet wat het is, die tyd waaruit ek kom, weet ek wat my ma moes deurmaak, vir my. So kinders, moenie dat, dit is die enigste wat julle nog het, moenie dat vanaand se mooi saal opmaak, en hierdie geleentheid maar net 'n vertoonvenster is nie. Maar gee julle ma die beste. Sy het haar jare opgeoffer. Soos wat ek vanaand sê, sy kon anders besluit het en weggestap het, toe dit moeilik gegaan het, maar sy het deurgedruk. So moenie dat sy swaar kry in die lewe, terwyl jy die geleentheid het om dit vir haar gemaklik te kan maak. En sy kan met vanaand met trots hier sit en sien en kyk na die seuns wat sy opgebring het. Ek sien is vanaand 'n polisieman aan die familie. Daar's ambulansdienste aan die familie. Die seuns wat hulle eie huise het. En dis te toedoen aan 'n ma se opoffering. Moenie toelaat dat al haar opoffering vir haar te vergees was nie. Dan wil ek vanaand ook net 'n gedagte aan die gee. Die kinders. Die Bybel sê wie sy vader of sy moeder vloek, sy lampie, en die Bybel druk dit uit, sy lampie gaan nie net dood nie, sy lampie gaan in donkerte, gaan sy lampie dood. So waardeer vanaand wat julle het. Toe ek in hierdie familie kom, klompie jare terug, toe sien ek 'n regop vrou. Ek weet nie die lewe voor dit nie. En daardie wil ek vanaand vir julle sê, julle het gehad, of julle het nog, wat ek nie gehad het nie. My ma het 'n groot deel van haar lewe. 'n mens wil nie die stelsel skuld gee nie.
maar dit het ook 'n groot bydrae gelewer tot haar lewe. Dat sy vir 'n groot deel van haar lewe aan drank verslaaf was. Maar deur die genade van die Here moes die Here my oprig, dat my oë moes oopgaan, sodat sy 'n besluit kon maak omtrent die Here. En ek eer vanaand die Here daarvoor. Vir julle wil ek vanaand sê, Pastor Willemse, Eerwaarde Willemse, Pavel Thies, Merle Nooy is hier, Frankus, kyk na julle se ma, waardeer haar in opregtheid. Ek praat nie van vertoning nie, waardeer haar in opregtheid. En julle sal sien dat die seën van die Here wat ryk maak met julle sal wees. Dis vanaand my kort gedagte. Antimate ons waardeer, ek waardeer die vanaand, dat die vanaand vir my ook soos 'n moeder figuur is. Ek sal nooit in Williston kom en nie 'n draai kom maak. En ek wil vanaand vir die kinders sê, dankie dat julle bereid is om julle ma ook met ons te mag deel. Die Here seën.